Nou, ek kan vir julle sê hierdie was 'n week van hoog drama, polities en natuurlik op die finansiële markte ook. En natuurlik hierdie groot debat of ons nou 'n begroting het of nie 'n begroting het. En moenie vir my vra of ons een het nie, want ek weet nie. Ek dink hier is so veel uitstaande vrae dat ons nie weet wat werklik aan die gang is nie. Maar dit gaan alles oor hierdie BTW ding. En ek het gereken om te kyk na hierdie BTW, om te kyk wat is die omvang van hierdie BTW? Want as politici so met mekaar beklei, dan moet hierdie BTW-verhoging 'n baie groot ding wees, maar baie belangrik wees. Hier's 'n paar interessante feite oor die BTW. 1% verhoging of 1 persentasiepunt verhoging in BTW sal vir die minister van Finansies so rofweg 25 miljard rand ekstra gee. So hy wil beplan het om 'n 0,5% verhoging te gee. Dit sou hom so volgens hom so 13,5 miljard rand gegee het vir die volle finansiële jaar. Ek dink dit is nie wat hy sou gekry het nie. Ek dink hy sou nader aan so 10 miljard rand gekry het in werklikheid. Onthou van in die vorige finansiële jaar het hulle amper 10 miljard, so 8,5 miljard rand alreeds ingevorder. So 1 miljard rand is 1000 miljoen rand. Maar kom ons kyk na 'n paar ander syfers. Die totale uitstaande skuld van die staat vandag in Suid-Afrika is 5700 miljard rand. Die saldo van die staat wat hy in die bank het, dis jou kontant in die bank, by die sogenaamde belasting- en leningsrekeninge en by die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Die kontant in die bank is ongeveer 200 miljard rand. Onthou, ons praat nou van BTW-ontvangse van 1 miljard rand per maand. Vergelyking met die totale kontant in die bank van 200 miljard rand. Die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwerekening se saldo is vandag so wat 350 miljard rand. Daai saldo verander op 'n maand tot maand basis so tussen 30 en 40 miljard rand. Nou stry ons met mekaar, ons gooi amper die regering om, ons is besig om die finansiële markte heeltemal om te dop oor 1 miljard rand per maand. Is dit regtig nodig om so te kere te gaan?